Johannes 6, vers 1 tot 71. Daarna het Jesus na die oorkant van die see in Galilea, dit is van Tiberias gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het wat hy aan die siekes doen. En Jesus het op die berg geklim, en daar met sy disippels gaan sit, en die Pasga, die fees van die Jode, was naby. Toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus: "Waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet?" Maar hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy wou doen. Filippus antwoord hom: "Brood vir 200 penning sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie." Een van sy disippels, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom: "Hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het, maar wat is dit vir so baie mense?" En Jesus sê: "Laat die mense gaan sit." En daar was gras op die plek. Die manne het toe gaan sit, omtrent 5000 in getal. En Jesus het die brode geneem, en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels, en die disippels aan die wat daar sit, so ook van die visse, soveel as hulle wou hê. En nadat hulle versadig was, sê hy vir sy disippels: "Maak die brokstukke bymekaar wat oorgeskiet het, sodat niks verlore gaan nie." Hulle maak toe bymekaar en het 12 mandjies gevul met brokstukke van die 5 garsbrode wat oorgeskiet het by die wat geëet het. Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle: "Hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom." En toe Jesus merk dat hulle wou kom en na hom met geweld neem om hom koning te maak, het hy weer weggegaan na die berg, hy alleen. En toe dit aand geword het, het sy disippels afgegaan na die see toe, en nadat hulle in die skuit geklim het, het hulle oor die see gevaar na Kapernaum. En dit was al donker, en Jesus het nog nie by hulle gekom nie, en die see was onstuimig, omdat 'n sterk wind gewaai het. En toe hulle omtrent 3 of 4 myl geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skuit kom, en hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle: "Dit is ek, moenie vrees nie." Toe was hulle gewillig om hom in die skuit te neem, en dadelik het die skuit by die land aangekom waar hulle na toe gegaan het. Die volgende dag sien die skare wat oor kan die see gestaan het, dat daar geen ander skuit was nie, behalwe daardie een waarin sy disippels gegaan het, en dat Jesus nie saam met sy disippels in die skuit gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Maar ander skuite het van Tiberias aangekom na by die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here gedank het. Toe die skare dan sien dat Jesus nie daar was nie, en sy disippels ook nie, het hulle self ook in die skuite geklim en na Kapernaum gegaan om Jesus te soek. En toe hulle hom oorkant die see gevind het, sê hulle vir hom: "Rabbi, wanneer het u hier gekom?" Jesus antwoord hulle en sê: Voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle hom: "Wat moet ons doen om die werke van God te volbring?" Jesus antwoord en sê vir hulle: "Dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het." En hulle sê vir hom: "Watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en u glo? Wat werk u? Ons vader het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is. Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet." En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom: "Here, gee ons altyd hierdie brood." En Jesus sê vir hulle: "Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê, dat julle my gesien het, en tog glo julle nie.
Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hulle sê, is hy nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe sê hy dan, ek het uit die hemel neergedaal? En Jesus antwoord en sê vir hulle, moenie onder mekaar murmureer nie. Niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Dit is geskrywe in die profete, en hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe hy wat van God kom. Hy het die Vader gesien. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vader die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Hierdie dinge het hy gesê in die sinagoge, toe hy in Kapernaum onderrig gegee het. En baie van sy disippels het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? En Jesus het in homself geweet, dat sy disippels hieroor murmureer, en hy sê vir hulle, is dit julle tot 'n aanstoot? Hoe dan, as julle die seun van die mens daarheen sien opvaar waar hy tevore was? Dit is die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was, wat nie glo nie, en wie hy was, wat hom sou verraai. En hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe, en ons het geglo en erken dat U die Christus is, die Seun van die lewende God. Jesus antwoord hulle, het ek nie julle 12 uitverkies nie, en een van hulle is 'n duiwel. En hy het bedoel, Judas Iskariot, die seun van Simon, want hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was.